Ek het gisterond iets beleef wat ek nie weet of ek dit in woorde kan sit nie. Ek was soos ouer gewoonte besig om na Pastor Vlad se video's te kyk. Ek sit dit op in die aand, dan kyk die kinders daarna en hulle raak dan nou aan die slaap daarmee. En vir een of ander rede kon my dogtertjie nie aan die slaap raak gisterond nie. En ek sit en wonder, want Pastor Vlad praat oor baie diep dinge wat ek nie weet selfs of dit rarig in ons kerke gepreek word nie, maar goed oor deliverance, goed oor om werklik jouself te kruisig soos wat Christus gekruisig is. En gisterand se goed het gegaan oor fisiese demone en dinge wat gebeur wanneer hierdie tipe goed jou dan nou pla. En behalwe vir die feit dat ek weet ek daardeur getorment is toe ek baie klein was. En ek meen kindertjies sê hulle het nagmerries, maar neem ons as ouers dit rarig op. Ek weet ek het baie keer maar alleen gesuffer. Ek het dit net gelos. Ek het nou maar net op 'n stadium met 'n tannie vir my, toe ek dink ek in graad 1 was, die raad gegee om 'n Bybel langs my bed oop te maak, en dit het tog gehelp, maar die torment het my nie gelos nie. Terwyl ons besig is om na die goed te kyk, toe sê my dogtertjie vir my, mamma, dit is die presiese drome wat ek kry, dis die goed waarvan ek droom. Dit is die goed wat haar pla. En ek sê toe nou vir haar, maar Karletjie, weet jy wat, dink ek ook, nee, jy kyk stukkies van hierdie goeie saam met my, en jy weet nie eintlik hoe dit eindig en wat jy dan nou veronderstel is om te doen nie. En ek verduidelik toe vir haar dat die Here ons autoriteit gegee het oor al hierdie goeders, en dat ons dit kan aanspreek, en dat ons dit in sy naam kan rebuke, en dat dit dan van ons sal afweggaan. En ek sê toe ook vir haar dat as ons onrustig voel in die nag, of ons sien die kinders is onrustig, dan gaan ons en ons vat die olie en ons seën die kinders uit, en ons bid vir hierdie goeders, en ons pleit die bloed van Jesus oor hulle. En die een ding het na die volgende ding gelei, en sy het net begin oopmaak. Mind you, sy is in graad 2. En die goed wat sy my vertel, van die kindertjies wat in haar klas is, wat na K-pop Demon Hunter kyk en in die klas in sirkeltjies sit en die liedjies saam sing, en meisie wat vir haar vertel het van die encounters wat sy gehad het met hierdie tipe goeters, en hoe bang die meisie is, en hoe die goeters eskaleer, en wat eintlik in haar hartjie aangegaan het, en hoe bang sy is vir hierdie goeters, en ek nooit besef het, hoe ernstig dit werklik is nie. Maar op die oude tyd van die aand, sê sy toe vir my, mamma, ek weet van Jesus, maar dit voel nie vir my of ek hom ken nie. Dis 'n 8-jarige dogtertjie. En ek weet nie of ek ooit in my lewe die tyd gevat het om werklik vir haar te verduidelik wie is Jesus nie. Vir hulle is dit 'n imaginary friend, tipe van 'n Jesus kyk vir jou geval, ek weet nie. En ek het vir haar probeer in die beste van my vermoë verduidelik wie Jesus is en hoekom ons lief is vir hom en wat hy alles vir ons gedoen het. En ja, presiese woorde was, mamma, ek is skaam om met God te praat. En die enigste manier wat ek het kon vir haar verduidelik was deur vir haar te sê, maar Carly, ons praat met God soos wat ons met ons pappa sal praat. Dit is hoe ons met hom praat, met dieselfde respek, met dieselfde liefde, en dan natuurlik met dieselfde vertroue dat ons met enige iets wat ons na ons pappa toe mee kan gaan, en aan selfs meer na God toe kan gaan. Die aand het opgeëindig waar ek in sy gebid het en sy gevra het dat die Here Jesus in haar hartjie kom bly, dat sy hom aanvaar as haar redder en haar saligmaker. En ek wil net vandag vir julle vra, het jy beheer geneem oor jou kinders se Christelike lewe? Of dink jy ook soos ek dat hulle nog te jonk is om hierdie goeters te verstaan of selfs hieroor te praat, want die demone wat hulle aanval, dink nie hulle is te jonk nie. En ook wil ek dan in dieselfde asem sê dat dieselfde Heilige Gees wat in my en jou is, en dieselfde Heilige Gees wat Jesus Christus
uit die doodheid opgewek het, is dieselfde Heilige Gees wat in daai klein lyfies ook is. En hulle het hom nie in 'n microdose gekry omdat hulle klein is nie. Hulle het dieselfde Heilige Gees binne in hulle. Ons het nodig om hulle te guide en om hulle te verduidelik hoe om dit te gebruik, hoe om sy stem te hoor, wanneer om met hom te praat. Want hulle weet nie hierdie goeters nie, en as ons nie die tyd gaan vat om dit vir hulle te verduidelik nie, en wag vir iemand anders om die geleentheid te gebruik, mag dit dalk te laat wees. My hart is vol vanoggend hier waar ek sit. Ek voel ek het in 'n plek gekom van my lewe waar ek nie geweet het ek kan kom om 'n mamma te wees nie. Dit was die grootste eer wat ek nog ooit in my lewe gehad het. En ek kan nie wag om dit met die andertjies wat nog jonger is as wat sy is. Ek kan nie wag om dit met hulle ook te deel nie. Dit was 'n wonderlike ervaring geweest en ek hoop eendag as sy na lewe terugkyk, kan sy die aand onthou wat sy en mamma vir liewe Jesus gebid het, en sy kan sê, maar dit is waar my Christelike lewe begin het, dit is waar my hart vlam gevat het vir Jesus. Dit is al wat ek in my lewe sal wil hê. Ek bid vandag vir elke kindjie wat daar buite is. Dat ons groot mense sal wakker word en sal besef dat die dinge waaraan ons hulle blootstel saak maak. Dit maak baie saak. Jy dink jy kyk Lucifer in jou kamer en dit gaan jou kinders affekteer waar hulle slaap nie. Ek het nies vir jou. Jy kyk al die ander dinge, het nie eers te praat van wat ook al ander series aangaan en wat die kinders hoor nie, maar ek bid net vandag dat ons sal besef dat dit wat ons in ons huise toelaat, het 'n baie groot invloed op die kinders en dit maak die kinders bang, dit laat goeders in en dat ons sal verantwoordelikheid vat vir hulle geloof. Dit is ons verantwoordelikheid om hulle tot by Jesus te bring. Here het gesê, bring die kindertjies na my toe, moet hulle nie verhinder nie. En ek dink dit is 'n baie belangrike boodskap wat hy vir ons as ouers ook gehad het. Ons dink hulle is te klein om te verstaan, ons dink ons sal nog die geleentheid aangryp, en intussen is ons besig om hulle aan ander goeders bloot te stel. Ander dinge wat hulle nie veronderstel is om te kyk nie. In my huis kyk ons niks wat nie approved sal wees deur die Here nie. My kinders kan dag na dag saam met my eerder na sermons kyk, as wat ek hulle in een episode van een of ander snart, wat hulle entertainment noem, blootstel. Is maar net my 10 cent vandag, en ek hoop julle sal hierdie boodskap ook ernstig opneem, en net daarna gaan dink dat ons besig is met die future generation. En wat ons van dit maak, is wat daar gaan uitkom.